Hallo, goeiedag. Ek is Lizaan du Plessis, die ouerskapkenner hier by Vanessa en vandag gesels ons 'n bietjie oor die gevare van skermtyd en tegnologie op die ontwikkelde brein. Daar was 'n studie wat in 2010 gedoen is waar hulle gevind het dat die gemiddelde laerskoolkind omtrent 7,5 ure per dag voor die skerm sit. Wat 'n skrikwekkende navorsing. Ons weet dat kinders beter leer en die beste leer en ontwikkel wanneer hulle aktief met hulle lyfies en met hulle liggame in die wêreld hier rondom ons besig is, wanneer hulle interaksie het met mense en nie wanneer hulle voor skerms sit nie. Vandag gesels ons bietjie oor die gevare van skermtyd op die ontwikkelde brein. Die eerste aspek wat ons moet besef as ouers is dat die brein leer deur aktief betrokke te wees by sekere ondervindings en sekere ervarings. Met ander woorde, as jou kind 'n nuwe musiekinstrument leer of 'n nuwe sport beoefen, is dit die breinnetwerke wat gevorm gaan word. Die teendeel is dan ook waar, dat as jou kind nie op die sportveld of nie die musiekinstrument bemeester of leer om dit te doen nie, dat hulle nie daai netwerke vorm nie. So wat ons sien wat met kinders gebeur wat lank voor skerms sit, is dat hulle ontsettend goed raak met die vaardighede wat 'n skerm of wat die speletjie van hulle vereis. Maar daai belangrike vaardighede van empatie en konflikhantering en probleemoplossing en besluitneming word nie ontwikkel deur voor skerms te sit en die speletjies te speel wat kinders doen nie. 'n Verdere gevaar waar ons vandag ernstig moet gesels, is die feit dat kinders afhanklik kan word om tyd voor die skerm te spandeer. Diep in ons emosionele brein is daar ons beloningssisteem en dopamien, 'n neurotransmitter, word vrygestel wanneer ons aktiwiteite of interaksies het wat ons geniet. Die vervaardigers van rekenaarspeletjies het dit lankal besef en hulle gebruik dopamien en die effek wat die beloningssisteem op die brein het om kinders net te kry om nog langer en nog meer tyd voor die skerm te spandeer. 'n Verdere neeweffek wat ons ook moet besef is dat toksiese stres veroorsaak angstigheid. In die primitiewe deel van ons brein is die stresrespons en is die stresalarmstelsel gesetel. En die deel van die brein is so primitief dat hy ongelukkig nie kan onderskei tussen die slang wat voor ons in die paadjie oploop of die werklike stresor wat ons nou ervaar en die mannetjie op die videospeletjie wat nou ons toe skiet nie. Studies toon dat selfs net na 1 week van aggressiewe speletjies dat daar reeds 'n effek in die brein is. Die alarmsisteem in die primitiewe deel van die brein word aangeskakel en die deel van die brein wat te maak het met emosionele regulering word afgeskakel. So ouers, dit is hoekom dit moeilik is as jy vir jou kind sê dat skermtyd is nou klaar, daai 20 minute is nou verby, ons moet nou eet of ons moet nou 'n ander aktiwiteit doen, want die brein soek meer. Hy is op soek na die genot wat hy gekry het om daai speletjie te speel. En dan sien ons die ineenstorting, ons sien die negatiewe gedrag. Ons sien baie keer dat kinders depressief word en angstig word as hulle nie tyd het op hulle tablet of voor die skerm nie. Tegnologie en skerms is hier om te bly. Ons gaan nie dit kan wegwens nie. En ek dink ook nie ons moet nie, want daar is soveel positiewe invloed wat dit op ons wêreld en moderne samelewing het. So liewe ouers, kom ons wees doelgerig oor hoeveel tyd ons kinders voor die skerm spandeer. En as jy sien dat boetie of sussie te lang tyd voor die rekenaar sit of met die videospeletjie besig is, sê vir hulle, Boeta, Sissa, jou tyd is nou verby en kom ons doen iets lekker saam, kom ons gaan speel buite, kom ons gaan eet 'n roomys. Maak seker dat daar 'n alternatiewe ding is wat jou kind genot by vind, wat julle dan saam kan doen. Sterkte met die een, ek weet dit is 'n moeilike ene.